Welkom terug by die groot ontbyt. Ons weer vanmôre die voorreg om te gesels met Ronald King, die hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede van PSG Financial Services. Ons praat oor finansies aan die einde van die jaar en is jou geselsie en geldjie veilig met jou finansies? Hang af met wie jy praat. Ons praat met hom vanmôre. Goeiemôre Ronald. Môre, ek sien ek kuier nou al so lank hier sodat jy nou al begin om my titel reg uit te spreek. Ek sê, en ek lees op môre. Dit staan hier. Ronald, ons bietjie praat oor. Ek moet vir jou sê Desember se einde moet nou kom. Die res ons is almal redelik moeg. Ons is vol stoom oop neusgate doellyn toe, maar dit klink vir my die skelms in die finansiële die kan ons sê die fraudsters werk net so hard in die van die jaar. Jy moet onthou, hulle soek ook bonusse, hulle het ook families, hulle het ook kinders, so ja nee, hulle sit ook nou daai laaste bietjie ernstige effort in om hulle bonusse vir die jaar te bereik. So hierdie tyd van die jaar, want ek dink ook dis miskien omdat ons aandag nie heeltemal is by wat ons doen nie, want ons het so klompie goed wat ons nog wil doen voor Kersfees, dat ons baie groot foute maak en goed wat ons miskien op ander tye nie sou misgekyk het nie, kyk ons nou mis. So mense moet hierdie tyd van die jaar, hier na Desember toe, verskriklik versigtig wees. Wat is van daai grootste slenters wat julle sien op die oomblik? Ek dink een van die grootstes is, wat ons op hierdie stadium sien, is dat mense ander naboots. Jy weet, nou met AI en wat deepfakes en al die wonderlike mooi Engelse woorde wat jy nou kry, wat ons nie een verstaan nie, is dit nou vir mense makliker om ander mense na te maak. Daar's nie 'n manier dat Elon Musk een of ander wonderlike produk nou skielik gaan adverteer wat hier uit Midde-Afrika uitkom nie. Daar's nie 'n manier dat een van my adviseurs op Telegram vir jou in 'n belegging gaan plaas nie. Die hoeveelheid mense wat dink hulle werk met een van my adviseurs by PSG op Telegram en dan duisende rande betaal daaraan. En dis nie net PSG nie, daar is 'n klomp maatskappye in Suid-Afrika wat op hierdie manier vervals word en dan gee mense vir hulle hierdie geld. Die vervalsing, dis tog maklik om mense te Google of na te gaan wie hulle is, nie waar nie. Hoekom gebeur dit so maklik? Hoe val mense daarvoor? Ek dink die eerste ding is ons wil almal graag baie vinnig ryk word. Dis regtig 'n probleem in Suid-Afrika. Hulle sê 72% van mense wat in piramideskemas gevang word, is al vorige keer gevang. Jy weet, hulle wil mos nou van Vanderbijlpark se naam na Egipte toe verander, maar daar is so baie piramides dan. Maar die probleem wat ons het, is dat met die navorsing tans, sit jy met die situasie, dat mense kan baie maklik sê, maar Ronald King van PSG, en hulle het selfs 'n foto van my, wat hulle daarop het. Ek dink die belangrike ding wat jy moet besef is, daar's nie 'n manier dat enige van hierdie groot instansies met jou gaan besigheid doen deur 'n WhatsApp direk of deur 'n Telegram waar jy jou geld moet sit nie. Of op sosiale media. Of op sosiale media nie. Weet, gister het ons nou 'n dame gehad wat R50,000 by ons wou onttrek, want sy moet nou dit betaal vir 'n pakkie vol dollars wat van Dubai afkom. Toe ons nou met haar verder gesels, toe sy nou al R450,000 vir hulle oorbetaal om hierdie pakkie te kry wat uit Dubai uitkom. En ek weet hulle het vir foto's van die pakkie, hulle die slippie, alles, jy weet, en hulle stuur dit alles vir op e-pos. En toe ons nou van ons regspan af betrokke raak, sê hulle, nee, maar hulle mag nie deur ons werk nie, want daar is poppie reëls en allerlei sulke reëls wat hierby betrokke is. So mense moet asseblief daai pakkies, hulle bestaan nie. Daai prins in Nigerië, hy bestaan nie. As jy skielik 'n familielid het wat jy nog nooit van gehoor het nie, hy bestaan nie. Maar dis wat ek nou wil vra, hoe werk hulle? Is dit meer op boodskappe, is dit meer e-posse, is dit meer, sal jy jou bel? Hoe ken hulle so 'n bietjie van my? Want dit voel altyd vir my, as hulle my bel, dan weet hulle klaar, Jennifer, jy is mos in Pretoria, en dan is ek so, Wel, baie van jou inligting word gesteel. Jy vul baie vinnig in. Jy kan net 'n bietjie van jy weet, as ons nou Piers se Facebook,
Jy kan alles van Pierre uitvind op sy Facebook of op Groot Ontbyt se websites, alle goed. Jy sit net reg goed by mekaar en hulle noem dit phishing. En wanneer jy nou regtig begin so met 'n phishing is dit hulle gooi net 'n klomp lyne in en as hy 1000 lyne in het, is daar 2 mense wat hy vang daarmee. Okay. Wat net in daai posisie is wat hy nou dink maar okay, hierdie ou praat regtig met my. Hulle sê wanneer jy in my whaling kom, dan sê nou okay, maar ons gaan nou verpeer en hulle gaan doen navorsing en hulle besef maar as hulle en dit is verskriklik belangrik hulle doen deesdae moeite om uit te vind wie is die sleutelpersoon by 'n maatskappy. En dan dan teiken hulle daardie persoon se rekenaar, hulle teiken hom. Ons het nou onlangs 'n kliënt gehad waar hulle in die finansiële ou se rekenaar ingekom het en vir al die debiteure en krediteure rekeninge gestuur het, briewe gestuur het en gesê het luister maar al jou geld is weg. Ons bankrekening het verander. So 3 maande later toe kom my maatskappy agter maar almal het hulle geld wat hulle vir hulle skuld in 'n ander rekening inbetaal. Ek sê iets oorkom. Hoor hierso, as die bank jou bel. Moenie vir my lag nie. Ek sê nie hulle gaan nie. Dan bel hulle my. Ja. Moet ek dit glo? Want jy kan mos niemand. As die bank jou bel, dan bel hulle mos vir jou. Ek het nou en ongelukkig gebeur dit verskriklik baie met ons ouers. Ek het nou die ander dag het 'n dame my gebel. Toe sê sy ek sal nie glo nie, maar sy is nou al vir 'n uur lank met hierdie bank se bedrogafdeling op die telefoon. En terwyl sy met hulle is die mense besig om hier uit haar rekening uit geld te steel en hulle probeer alles om dit te stop, maar die ouens is so vinnig, hulle kan niks stop. Sy gee vir hierdie mense by die bank die pins en goed om dit te stop, maar as die bank jou bel om vir jou te sê daar's bedrog, die beste ding om te doen is eindig daai oproep en bel hulle terug. As 'n bank jou bel, as my bank my bel, dit vat hulle 30 sekondes om al my rekeninge te stop. As jy vir 'n uur met die bedrogafdeling op die lyn is al fout. Is jy nie met die bedrogafdeling op die lyn nie. Jy is met die bedrieër op die lyn. Maar jy sien hierdie bedrieërs praat nou mooi Afrikaans en alles. Jy sal dit nie glo nie, nee. Maar Afrikaans sprekendes is ook bedrieërs. Kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Ja, vra nou maar net vir ons wonderlike diamant man. Okay, zeg, maak eens op. Ek hoor hierso, hoe keer 'n mens dan dat jy nie gevang word nie? Hoe kan ek dan nou niemand meer glo nie? Ek dink dit is baie belangrik dat jy net met maatskappye werk wat bekend is en dan net deur hulle amptelike stelsels, hulle toepe, hulle webwerwe en goed met hulle werk. Moenie deur vreemde maniere met hulle werk nie. Wees versigtig vir al hierdie internasionale maatskappye wat jy deesdae kry, wat jy op hierdie toep kan ingaan en jy kan nou massiewe hoeveelhede buitelandse valuta koop. Massiewe hoeveelhede valuta koop en al daai goed. Dan sê hulle vir jou, hulle is in die buiteland geregistreer. Hulle het 'n maatskappy in die buiteland, ja, so hulle het hom iewers oopgemaak. Dit beteken nie hy val onder enige wette nie. Interessant is alwe ek het nou met ons reguleerder gepraat. Hy sê wat nou gebeur is mense belê op een van hierdie goed, hulle verloor die geld. Dan kry hulle 'n tweede stel e-posse wat sê luister hierso, as jy vir ons hierdie geld gee, kan ons vir jou die geld loskry. En dan nie as hulle nou besef, okay, maar dis nou verkeerd, dan kry hulle 'n derde ene wat sê maar ons is die reguleerder in Suid-Afrika en as jy ons hierdie hoeveelheid geld gee, kan ons vir jou daai geld 3 keer. So hulle word 3 keer deur dieselfde slenter gevang. Jo, hoe weet ek mense is eerlik? Verstaan, daar's so baie toeps, daar's so baie mense wat jou bel. Hoe weet ek iemand is werklik eerlik? Ek dink een van die eerste stappe wat jy moet doen is om op die FSCA, die Financial Sector Conduct Authority, se webwerf in te gaan. Elke persoon in Suid-Afrika wat jou met finansiële advies mag help en kan help, is daar geregistreer. So jy gaan in en jy gaan op hulle webwerf, hulle het 'n hele klompie inligting daar wat hulle jou sal gee van elke persoon. So jy kan dan gaan kyk, maar is hierdie persoon geregistreer? Is ek in 'n situasie waar as iets fout gaan, ek 'n omboedskema het wat my gaan beskerm? FSCA. Ja, hulle sit ook op daai webwerf wat baie belangrik is. Waarsku hulle watter mense het hulle die afgelope tyd agtergekom word nageboots. So al die nabootsers word daarop gelys. So jy weet en as jy gereeld daarop gaan, kan jy uitvind
of hierdie ouens waarmee jy besig is nie gevang word nie. Ronald, die gewone mens daar buite is maar nog steeds face-to-face soos die Engels sê. As ek saam met jou by 'n koffietafel kan sit, of ek kry jou by die PSG kantoor en ek praat daar met jou persoonlik. Is dit maar die eerste, die mees foolproof manier? Ek dink dis die eerste en die beste, en dan die ander belangrike ding is waar jy jou geld inbetaal. Moenie dit in een of ander vreemde persoon se rekening inbetaal. Betaal dit in die adviseur se rekening in en hy sal dit oorbetaal nie. Dit werk nie so nie. Byvoorbeeld ons by PSG, jy betaal nie geld in enige van ons rekeninge nie. Jy betaal dit in die produkverskaffer se rekening in. So dit is een van die ander goedjies waarna ek dink 'n mens moet baie mooi en baie versigtig kyk, want dit kan vir jou nogal redelik kom byt. Okay, ek gaan 'n bietjie verder wegsit van Jennifer af, want ek kan niemand meer vertrou. Dankie dat jy hier was vanmôre, Ronald. Dit was 'n groot plesier. Lekker om jou weer te sien. Nou ja, as jy enige vrae het vir Ronald, ek seker daar's baie. Stuur gerus 'n e-pos na ronald.king by psg.co.za. PSG sien dit natuurlik die geheel beeld en jy geniet die voordeel. Ons pragtige voorbeeld. Dis 'n pragtige voorbeeld, ja. Geaffilieerdes van die PSG Financial Services Group en 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer.